Goeiedag geliefdes. Ek is opgewonde om net met jou die volgende te kan deel en dit maak my regtig, dit gee my weer hoop. Veral as ons so saam om die woord van die Here kan sit en net nuwe openbarings kan ervaar en net weer sien wat wil die Here vir ons openbaar. Want ons lees baie keer die Bybel so vinnig en dan ons vergeet 3/4 van dit wat ons gelees het. Maar ek wil jou 'n bietjie verder vat vandag, maar voor ons begin, kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons hier saam kan wees. Ek vra U dat U hierdie byeenkoms nou sal seën. Seën ook die luisteraars, berei die harte voor wat die woord moet ontvang. Ek vra U in Jesus se naam. Dankie Here. Amen. Amen. Geliefde, het jy hierdie boek al gesien? Hy blink 'n bietjie. Die superboek van Bible School on Wheels, Teach Every Nation van Dr. Bruce Wilkinson. Ek het hierdie kursus gedoen. Let wel, daar's 'n hele paar kursusse in daai boek. Maar een wat vir my uitgestaan het, is die een van 70x7. Kan jy onthou van 70x7? Maar voordat ek daaraan gaan, wil ek met jou deel van 'n vrou wat by 'n groep mense aangesluit het. En daar was Christene in daai groep. En toe sy identifiseer daar's Christene, toe gaan sy daarvoor uit om die Christene basies seer te maak, sleg te sê. Hoekom? En ek was deel van daai groep. En ons het met haar gesit en gesels en soos wat ons met haar gesit en gesels, vat die Heilige Gees jou en hy lei jou en hy help jou om met hierdie vrou te kan sit en gesels, want sy is so hard. Daai vrou ken nie van liefde nie. Sy ken nie van, kom ek gaan jou respekteer nie. Sy ken net van, ek vat wat ek wil hê, ek sê wat ek wil hê, en ek doen dit my manier. Geliefde, dit het ons regtig baie gekos om met haar meer en meer net verhouding te bou, soos wat die tyd toe geloop het. En naderhand kon ons agterkom dat sy het seer gekry. Sy het ontsettend baie seer gekry toe sy klein was. En haar familie het haar verniel. Haar familie het haar sleg groot gemaak. Haar familie wou haar nie regtig gehad het nie. Sy was nou hierdie klein dogtertjie wat op 'n ongeleë tyd gekom het, wat die ma en die pa nie vir haar bepaal het nie. Maar tog het sy groot geword. En sy het geleer om nie te vergewe nie. Ma en pa het haar ook nie vergewe nie. So sy het in daai huislike atmosfeer van onvergifnis het sy groot geword. Nou wil ek jou verder vat. Die skokkende openbaring wat ons hier by hierdie boek van Dr. Bruce Wilkinson kry van Bible School on Wheels 70x7 is dat vergewensgesindheid, onvergewensgesindheid maak die deure oop vir demoniese pyniging. Het jy dit geweet? As jy nie kan vergewe nie, dan maak jy hierdie deur oop vir pynigers om in te kom. En ek wil jou vat, daar by Matteus 18, vers 21, en Petrus, wat daarna die Here toe kom en sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig, en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Vers 22 sê Jesus vir hom, ek sê vir jou, Petrus, nie tot 7 maal toe nie, nee, maar tot 70x7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. Dis baie. Dis groot skuld. Vers 25 sê, en omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word. Sy vrou moet verkoop word, en sy kinders, en alles wat hy het,
en dat betaal moet word. Vers 26 sê, toe val hierdie diensknegt voor hom neer en sê, Heer, wees my lankmoedig, en ek sal jy alles betaal. En die Heer, vers 27, het van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Hoor jy? Hoor die hart van die Heer. Maar vers 28 sê, en dis waar die slegte nuus inkom, toe daardie diensknegt uitgaan en een van sy medediensknegte vind, wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Dis hartseer hierdie hoor. Vers 29 sê, en sy medediensknegt val toe voor sy voete neer, smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. Vers 30 sê, en hy wou nie, maar hy het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. Vers 31 sê, en toe sy medediensknegte sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou medediensknegt ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. Vers 34 sê, en sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. Geliefde, vers 35, en is die laaste versie wat ek ook vir jou gaan lees nou van hierdie stuk, sê Jesus, so sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Nou van ek terug na daai vrou toe wat so seer het. Sy het nie vergewe nie. En die Here het haar oorgegee, Vader het haar oorgegee aan die pynigers. Daai vrou het in soveel seer en in pyn en ellende geleef. Haar hele wêreld was hel vir haar gewees. Jy weet, en wetenskaplikes het ook al navorsing gedoen en bevind dat tussen 64 tot 80% van mense wat pyn het vandag, is as gevolg van onvergewensgesindheid. Daar is nog 20%, wat nie as gevolg van onvergewensgesindheid nie. Maar terwyl jy nou luister na hierdie program, wys Heilige Gees dalk vir jou 'n persoon of twee wat vir jou sê, jy het nog nie vrede gemaak nie. Jy moet onthou, God se begeerte is dat elkeen, almal, om hom sal vergewe vir alles wat hom te nagekom is. 'n tweede punt wat ek vir jou wil noem is, God beskou mense wat nie vergewe nie as goddeloos. 'n derde punt ook, waarna ons kan kyk, is God oorhandig elkeen wat kies om nie te vergewe nie. Hy oorhandig hulle aan pynigers. Daar's twee uitsonderings. Wanneer jy gaan en sê, Here, wees my begenadig, laat ek kan regmaak, keer die pynigers asseblief. En dan is jy ook gebind net aan 'n sekere tyd om dit te kan doen. Ne? God laat nie met hom speel nie. En dan ook 'n seisoen van kind wees. Kind wat seer gekry het. Kind kry genesing. Kind kry 'n geleentheid om ook reg te maak. 'n vierde punt wat ek vir jou kan noem ook is, God is nie 'n God van mishandeling nie. Dit moet jy altyd onthou. Maar hy het baie min geduld vir die sonde van onvergewensgesindheid. Jy weet mos, ek het nou al vir jou gesê, onvergewensgesindheid is sondes. God haat sondes.
'n vyfde punt wat ek vir jou ook kan noem, is om iemand te martel, beteken om die persoon onder uiterste spanning te laat plaas, asook dat die persoon ontsettend swaar kry. Nou vra ek vir jou, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met die mense om jou? Matteus 8 vers 5 tot 6 sê, en nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek hom en sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Ons kry daar die Griekse woord basaniso. En dit beteken daai verduideliking van hierdie hoofman oor 100 se knegt wat tuis verlam lê met die vreeslike pyne, is 'n fisiese pyn. Vra ek vir jou, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou liggaam? In watse emosionele of let wel fisiese pyn is jou liggaam? Is hy in 'n fisiese pyn? 2 Petrus 2 vers 7 tot 8 sê, en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense, van deur om wat hy gesien en gehoor het die regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag, sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. Wat wys ek vir jou uit? 2 punte, 'n fisiese pyn en 'n emosionele pyn. Fisiese pyn, jou liggaam wat seer het. Emosionele pyn is waar jy sien hoe die onregverdigheid, die duistere werke in die wêreld al hoe meer en meer word. En weet jy wat, jy voel so magteloos, jy kan niks daaraan doen nie. As jy sien hoe kinders verniel word, hoe vrouens verniel word, hoe mans verniel word, hoe diere mishandel word, en dit veroorsaak ook dat ons 'n emosionele pyn het. 'n verdere vers wat ek met jou kan deel is Openbaring 20 vers 10. Pyn, hoor mooi wat ek vir jou sê. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. 'n sesde punt wat ek vir jou kan noem is, onthou, die pynigers pas dissipline toe, totdat vergewensgesindheid ten volle toegepas is. Hulle gaan nie voor die tyd stop nie. Hulle gaan aanhou totdat jy vra, vergewe my. Here, ek maak vrede met daai persoon wat my seer gemaak. Ek vergewe hom ook. Vers 7, die 7de punt sê, die vrees vir die pynigers is Christus se rede om te vergewe, sonder enige beperking. Kyk wat gebeur hier. Jesus, hy het ons vergewe. Hy het ons vergewe aan die kruis. Hy mense wat hom so gekruisig het, hy het hulle vergewe. Daarom, jy weet, onvergewensgesindheid is basies soos 'n wond wat 'n mens in jou liggaam kry. En wanneer jy hierdie wond gekry het, opgedoen het, dalk geval en daar loop bloed in jou arm uit, of per ongeluk met 'n mes gewerk en raak gesny of wat ook al, en jy gaan in antibiotika, maar dit word nie skoongemaak nie. Wat veroorsaak dit? Dit veroorsaak dat hier 'n besmetting begin plaasvind, 'n bloedvergiftiging begin plaasvind, en jy sien ook naderhand sulke rooi merke so in jou hand wat na vore kom, as gevolg van veiligheid wat nog in die wond is. Nou vra ek vir jou, onvergewensgesindheid wat 'n wond is, het hy ook begin om net besmet raak en meer groei binne in jou liggaam, en hy het basies begin om jou liggaam
oor te neem. Daarom, een ding moet jy baie mooi onthou, en jy moet dit verstaan. Jy is 100% in beheer van die keuses wat jy elke dag maak. Dit moet jy nooit vergeet nie. Jy is die een wat kan besluit, ek gaan hierdie persoon loslaat. Ek wil hom nie meer vashou nie. En daarom is dit so ontsettend belangrik, geliefde, dat jy moet die keuse maak. Jy moet so sensitief wees vir jou daaglikse leefwyse. Mense met wie jy in aanraking kom, daar is mense wat seer het daar buite. Hulle sê ook altyd dat mense wat seer het, maak seer. En daarom, dis jou keuse. Gaan jy toelaat dat pynigers jou nog verder verniel? Of gaan jy regmaak? Onthou dit, jy is altyd in beheer van elke keuse wat jy moet maak. So jy kan 'n keuse maak, gaan ek nou vergewe? En ek kan saam met jou bid ook, waar jy die wilsbesluit neem en waar jy vir die Here vra, Here, help my om hierdie persoon te kan vergewe. Dis al klaar 'n goeie posisie wat jy wil inneem. Dit moet jy onthou. En dit is so ontsettend belangrik. Weet jy wat gaan jou ook ontsettend baie help is, as jy jou hart vir die Here gee. Dat jy nie meer die goed doen op jou manier nie, maar dat jy die Here uitnooi en basies in jou hart kom woon, laat hy in jou hart kom woon, dat hy vir jou kan help om die regte keuses te maak. En ook om die persoon wat jou seer gemaak het, om hom vry te spreek. Kan ek jou nooi, kan ek jou vra, wil jy nie maar saam met my bid nie? Ek wil 2 gebede doen. Die eerste een is waar ek saam met jou wil bid, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, dat jy jou hart vir die Here gaan gee. En dan die tweede gebed is waar jy gaan die persoon begin vryspreek. En waar jy die Heilige Gees gaan vra om vir jou te help, dat jy hierdie persoon kan vryspreek en kan losmaak. Daarom kom ons sluit die oë. Bid saam met my, as jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie. En al het jy jou hart vir die Here gegee, bevestig jou verhouding met hom. Jy is baie welkom hoor. Ons dien 'n wonderlike God, en om net hierdie intimiteit met hom te kan hê, deur te kan bring, en net weer eens, jy weet, dit is amper soos 'n huwelik, waar die man vir die vrou sê, ek is lief vir jou, ekskuus tog, of waar die vrou vir die man sê, ek is lief vir jou. Sê net eenmalig, en nou is dit klaar nie. Kom bid saam met my. Here Jesus, ek verklaar dat ek 'n sondaar is. Ek vra ook, Here, kan U my vergewe asseblief vir my sondes. Here, ek nooi uit, kom woon nou in my hart. Wees in beheer van my lewe. Lei my. Here Jesus, ek wil U voluit dien van nou af. Ek vra dit so, Vader, in die naam van Jesus. Dankie, Hemelse Vader, vir hierdie gebed. Kom, Heilige Gees, lei my. Wees in beheer van my lewe. Help my, Heilige Gees, dat ek sensitief sal wees vir U stem. Praat met my, hier is ek. Dankie, Here, in Jesus se naam. Amen. Welkom, kind van God. Jy's kind van God. En omdat jy hierdie posisie inneem van, ek is nou 'n kind van God, beweeg jy onder sy beskerming in.
En soos hierdie arend wat sy vlerke so oopmaak, en nou kom jy onder sy vlerk in. En nou hoef jy nie meer te vrees nie. Nou is daar 'n tweede gebed wat ek wil hê jy moet bid. Geliefde, en dit is om hom te vra om jou te help dat jy kan vergewe. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, ek kom nou na U toe en ek vra U, help my om die persoon te vergewe wat my seer gemaak het. Help my Heilige Gees, wys vir my, wie het vir my seer gemaak? Wie het vir my seer gemaak op skool wat ek dalk nie eers kan onthou nie? Help my, Here, om hierdie persoon wat ek dalk meer 'n verhouding gehad het, te kan vergewe. Help my, Here. Wys my hoe, Here. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Geliefde luisteraar, kind van God, nou gaan jy begin ervaar hoe die Here met jou begin werk. Hoe die oortuigings gaan begin deurkom. Heilige Gees gaan vir jou herinner op, waar's die seer? Wat se seer? Jy weet, 'n mens is so geneig om seer te wil toemaak. Jy kry dit. Hulle vat 'n pleistertjie, dan plak hulle hom op, en hy's gesond hierbo, maar binne is dit nog seer. Jy kry dit ook baie keer met iemand wat 'n seer hier in sy skouer gekry het, en dan word dit gesond gemaak, en nou staan hy by vriende, hy of sy met vriende, en die vriend of vriendin kap hom net so op die skouer. En nou sien die verskriklike seer hier. Want dit is bo langs is dit genees, maar nie onder nie. En daarom is dit so ontsettend belangrik met die seer van die geestesdimensie, mense wat jou seer gemaak het met woord, dat daar genesing moet plaasvind. En dit kan jy net regkry met die hulp van die Heilige Gees. En wanneer jy met jou mond dit bely. Maar ons tyd stap uit. Ons gaan volgende keer weer gesels. Ons is nie klaar nie. Ek wil graag hierdie reeks van 70x7 met Dr. Bruce Wilkinson van hom, wat hy aangebied het, wil ek graag met jou deel. En geliefde, onthou een ding, ek deel met jou soos wat dit uit my hart uitkom. So, kom weer. Ek sien jou volgende keer. En onthou, wees sensitief. Moenie sommer net, soos die Engelsman sê, geoffend raak as mense vir jou dalk per bys iets verkeerd sê nie. En as hulle dalk vir iets sê en is ontsettend seer, onthou daar's ergens 'n seer wat jy moet begin vergewe. Die persoon wat jou seer gemaak het, jy moet hom weer vergewe. En dit is 'n anderster leefwyse, dis 'n vrye leefwyse. Baie dankie dat ons saam kon kuier, en ek spreek die seën van die Here oor jou uit. Ek bid ook Heilige Gees dat die woorde wat ons gedeel het, dat dit op goeie grond sal val. En hierdie mensies wat nou hulle harte vir U gegee het, dat hier 'n nuwe vlak van aanbidding sal plaasvind. Ek bid ook Heilige Gees en dat U ook vir hierdie mensies wat nou met die seer wil begin klaarmaak, dat U vir hulle ook sal begin help, dat hulle gedagtewêreld aan U geonderskik word, dat U in beheer sal wees van hulle gedagtes. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Seën vir jou, geliefde. Ek is bly jy het geluister. Tot volgende keer hoor. Ons gesels dan weer. Totsiens.